Die mooi plaatsterrein in die ooste van Pretoria lyk vandag dalk bietjie soos 'n modderbad, maar binne 2 jaar gaan hier 'n Afrikaanse universiteit van wêreldgehalte staan, met 'n beleggingsprojek van R1.8 miljard en bouwerk wat in Januarie begin, is die konstruksie van die onafhanklike tersiêre instelling Akademia se nuwe kampus een van die grootste hoër onderwysontwikkelings nog vir die Afrikaanse gemeenskap. Vir Kanton is hierdie Soispit geleentheid van die Akademia kampus 'n absolute historiese geleentheid. Dit is waarvoor Kanton homself ingerig het. Dit is ons bestaansdoel om leefruimtes vir Afrikaans te ontwikkel. En hierdie is die bymekaar kom punt van 6 jaar se harde werk, waar tydens ons hierdie grond moes gereed kry, die regte in plek kry, die massa grondwerke afhandel, sodat ons by 'n punt kan kom om met hierdie konstruksie van hierdie historiese geleentheid, hierdie historiese plek kon begin. In 'n gees van groot afwagting en geweldige dankbaarheid is die eerste swaai van die nuwe kampus Vrydag tydens 'n sopnat maar spoggerige seremonie amptelik gespit. Nagenoeg 5000 voorgraadse en 1500 nagraadse studente sal in 2028 op die kampus geakkommodeer kan word. Benewens nuwe akademiese geboue word 'n studiesentrum, eet- en drinkfasiliteite, 'n kapel en auditorium, sowel as sportfasiliteite en 'n proefplaas vir onder meer landboustudies by die kampus opgerig. Ja, so die kampus beslaan so 220 hektaar se grond. Die area wat ons versteur in terme van al die oppervlaktes wat ons bou, die platforms wat ons bou, die paaie, die sportgronde ensovoorts, is so plus minus 70 hektaar. En die kampus bestaan uit 4 verskillende nodes. So as jy inkom van die Boskoppad af, die eerste node op regterhand is ons proefplaasnode waar Akademia 'n proefplaas gaan bou. Die volgende ene op linkerhand is die sportnode, lekker groot sportkompleks. Die plan is om 'n atletiek tartanbaan te hê oor tyd, hoof rugbyveld, 2 Astro hokkies met tennisbane. Dan is al verdere nog 4 rugbyvelde met cricketvelde ook behoort daai rugbyvelde natuurlik. En dan uiteraard netbal, padel, cricketnette, binneshuise sportlokaal en binneshuise Olimpiese swembad. Die volgende node wat jy kry soos jy inry op die kampus is 'n koshuisnode. Ons fase 1 is so 750 bed koshuis. En dan oor 'n periode van 2 jaar, 2 addisionele jaar, rol ons nog 750 beddens uit, om 'n totaal van 1500 beddens op die meesterplan van die kampus te hê vir nou. Op die hoogste en die mooiste deel van die kampus, so mooi plateau, is die akademiese node natuurlik. Fase 1 ontwikkel ons so 30,000 vierkante meter se geboue, wat bestaan uit algemene lesingssale, laboratoriums vir die natuurwetenskappe fakulteit, kunsfakulteit geboue, administrasieblok vir al die personeel, baie groot kafeteria en studentesentrum. Ja, so ons het die massa grondwerke in Julie begin, kontrakteurs aangestel, dis 'n 6 maande projek om al die platforms gereed te kry vir die hoofkontrakteur wat dan begin met die fondasies en die geboue op. Hulle skop Januarie af. Ons het begin van hierdie week het ons die hoofkontrakteur aangestel na 'n suksesvolle tenderproses. Hulle begin Januarie met konstruksie en is 'n 20 maande konstruksieperiode. Die laaste 4 maande van 2027 oorhandig ons eintlik aan Akademia om al hulle ruimtes te begin inrig en tegnologie te begin inbring in die kampus en gereed te wees vir studente Januarie 2028. Volgens Henk Skalekamp, uitvoerende hoof van die Eiendomsbeleggingsmaatskappy Kanton, is die uitbouing van Akademia nie net 'n goeie belegging nie, maar ook 'n verbintenis tot die voortsetting van Afrikaans hoër onderwys as 'n lewende erfenis. En die kampus is 'n geweldige belangrike, ek wil amper sê 'n werkstuk in hierdie ideale waarmee ons werk. 'n Kampus gee vir jou net soveel meer geleenthede vir vorming. Dit gee vir jou 'n letterlike veilige tuiste waar daar ruimte is. Ek dink deesdae is mense so opgesluit weens veiligheidskwessies in hulle huise. En hier kan jy kom op 220 hektaar kan stap, draf, fietsry, klasdraf, student wees. Dit is net wonderlik. En ek dink die ander groot bydrae wat die kampus vir ons gaan lewer is die bykomende goed wat ons nou kan doen. Ons kon nooit landbou doen nie, ons kon nie ingenieurswese doen nie, ons kan dit nou doen. Ons kon nie sport op 'n hoë vlak besig nie omdat ons net nie fasiliteite gehad het nie. Dit het ons nou.
So daar is soveel dinge die proefplaas wat nou bykom. En ek dink een van die lekker goed waarna ek self vreeslik baie uitsien is dat ons personeel nou bymekaar gaan wees in 'n mooi lekker omgewing. So waar ons mekaar elke dag sien en saam dink en gesels oor al ons ideale en ek sien baie uit daarna. Op die stadium is ons wyd verspreid en uit mekaar uit, sien mekaar nie genoeg nie. Maar ek dink die kampus, soos ek sê, is eintlik 'n groot gereedskapstuk in die hande van ons om daai ideaal van 'n gevormde student beter te kan en makliker te kan bereik. In hierdie warboel van dinge wat ons moet doen, kry 'n mens min die geleentheid om bietjie terug te staan en eintlik in te neem en te reflekteer op wat aan die gang is. Maar wanneer ek hier kom, en spesifiek hier waar ek staan, dan kry ek die geleentheid om dit te doen. En dan is 'n mens 'n bietjie oorweldig as jy sien wat die omvang is van die projek. En as 'n mens dan nou dink, presies wat jy sê, hoe gaan dit lyk as hier so 5000 studente rondbeweeg op kampus? 'n Mens kan jouself dit eintlik nie voorstel nie en dis met groot afwagting en natuurlik geweldig dankbaarheid. Ek moet vir jou sê, het soveel wonderwerke gebeur in hierdie projek en hierdie proses. Ek kan jou lank besig hou daarmee, maar en dit gee vir mense 'n diepe dankbaarheid om te kan sê dat dis nie alles net wat ons kon regkry nie, daar is baie guns gewees van die Here af ook in die hele projek.